Liesel, baie dankie dat jy vandag weer hier is. Ek is veral opgewonde oor Bridget van Kildare, want dis my naamgenoot. Dit is waar my naam vandaan kom. Ons is familie is van Ierse afkoms en ek is baie opgewonde om te hoor wat jy vir ons van Bridget vertel vandag. Dankie. Ja, ek hoop, ek wil net seker maak as iemand my nie kan hoor nie, moet hom maar dan maar vir Bridget waai, dan moet sy maar vir my kom sê, en as iemand nie die PowerPoint kan sien nie, moet julle ook maar daar vra. Ek self is tegnologies gestremd, so is my baie lekker om vanmiddag weer te wees, en dit is nogal vir my lekker om te praat oor, ek dink iemand wat min mense iets van weet. Julle sal sien hier op die voorblad van my PowerPoint is daar ook verskillende spellings van Bridget se naam. So ek dink in Afrikaans het ons dit soos al 'n e ook ingesit, maar in die terminologie of in die tekste van Engeland kry ons vir Bridget en Bridget met 'n T en Brigitte en dan ook Bride. Bride is ook 'n manier dat oor Bridget gepraat word, so ek het nou haar geboortedatum daar, so ons praat van einde 5de eeu, begin 6de eeu, dis baie lank terug, en Bridget se feesdag is op 1 Februarie, maar soos gewoonlik glo ek daaraan dat mense 'n bietjie van 'n groter konteks moet hê, voor jy inzoom op iemand, so ek het gedink ek sal 'n bietjie begin deur net te deel oor hoe die Christendom in Ierland gekom het. So sy het geleef in die vroegste jare van die Christelike geloof in Ierland. Die geloof het daar gekom deur die reise van Patrick. Almal wat groen dra in Maart op St. Patrick's Day sal weet wie dit is. En dan Columba wat gaan vestig het op Iona. En in Ierland kry jy eintlik baie interessant die vroegste voorbeeld van 'n monastieke tradisie buitekant Egipte, buitekant die woestynvaders en die vaders en moeders van Egipte. Patrick het self gesê dat the sons and daughters of the Irish kings are giving themselves to be monks and virgins of Christ. I cannot count their numbers. So dit het nogal vinnig gegaan, hierdie eerste, kan my sê, amper sendingwerk in Ierland. Patrick is die eerste een wat ook 'n teks aan agtergelaat het, daar was nie enige geskrewe werke voor dit nie. En dit is maar wat dit altyd maar moeilik maak met hierdie vroeg Christelike of vroeg kerklike gemeenskappe, is die, kan my sê, die groot gaping tussen 'n gebeurtenis en wanneer daar vir die eerste keer oor die gebeurtenis gepraat word. So die interessante van Ierland is dat meeste ander lande of gebiede of areas waar die Christendom ingekom het, was eintlik al reeds Romeins. So die Romeinse Ryk het reeds daar aangekom, het reeds strukture daar gehad, byvoorbeeld in Brittanje weet ons dit. Maar Ierland nie, die Romeine het net nooit na Ierland toe gegaan nie, miskien teen die tyd wat hulle wou, toe was hulle nie meer so sterkie. Maar so Ierland het nie Romeinse invalle beleef nie. So daar was nie ook hierdie infrastruktuur nie. Daar was nie stede nie, daar was nie geplaveide paaie nie, daar was nie half hierdie roetes wat lei na Rome nie, soos alle roetes lei na Rome nie. Daar was baie klein groepies reg oor die land, hulle het hulle self gesien as konings, so was baie konings oor die land, en klein groepies mense wat saamgebly het, sulke in gebouwde strukture, sulke gefortifiseerde opstelle, en groepering van hutte. En dit is eers binne die eerste 100 jaar van die eerste sendelinge soos Patrick, by die eerste monnike begin skryf het, hulle taal op die Willem, op die kalfleer, en so het van die ou tradisionele mondelinge tradisies van Ierland ook deur die monnike eintlik vir die eerste keer op papier opgevat. So die mondelinge tradisies is op die einde amper deur die kerk en deur die monnike oorgeneem. So ons praat gewoonlik van 'n Keltiese tradisie. Nou, dis ook vir baie moderne akademici kan my sê 'n komplekse konsep.
want Celtic is nou of deesdae in die mode en veral word daar in akademiese sirkels gevra om te sê, maar eintlik het hoe ons baie keer oor Kelties dink is eintlik 'n samestelling van 'n laat Victoriaanse romantiek. So maar Kelties het gewoonlik maar te maak met die groepe Indo-Europese mense wat ingekom het, die Galliërs, die Britons, die Picte, daai mense. Ek sê altyd jy sal die name herken as jy Asterix en Obelix gelees het. Vandag sal mense eerder sê die Keltiese tradisie is maar die speakers of the Celtic language, eerder as dit spesifieke etniese groepe is. Een definisie is dat Celtic Christianity refers to the varied ways that the Christian faith took form in the lands of Ireland, Scotland, Wales, Brittany, Cornwall and the Isle of Man. So dis nogal moeilik, soos O'Loughlin sê, om tog tussen al hierdie skrapse bewysstukke iets van 'n tipiese Keltiese spiritualiteit te identifiseer. Maar daar was tog in elke tyd, wag, laat ek net nog teruggaan na die een. Dis die wonder eintlik as mens nou terugkyk oor die eerste Christelike gemeenskappe dwars oor die wêreld, is juist daai partikulêre, dat die evangelie ingekom het in 'n spesifieke area en dan iets van daai area se particularity opgeneem het in die tradisie. Ek hou nogal altyd van O'Loughlin wat sê dat ons is almal equidistant to the mystery. So elke persoon wat eintlik of kultuur wat in gesprek tree met die evangelie is eintlik maar net so ver van die evangelie soos enige ander kultuur, al was dit 100 jaar terug. Maar daar word tog Keltiese elemente geïdentifiseer, wat mens kan tog sê dis amper tipies van hierdie amper kan jy sê die Britse eilande. In eerste plek het hulle baie sterk lewende monastiese tradisie gehad. So van die begin af was daar kloosters, baie keer dubbelkloosters, mans en vrouens wat op dieselfde area gebly het. Daar's baie sterk verhale van heiliges wat bekend is vir wysheid en wonderwerke, en die interessante ook is dat baie van daai heiliges se name is nog steeds sigbaar in Ierland. As jy in plekke ry, die name van plekke, soos Bridget gesê het, haar eie naam. So die name van hierdie heiliges het eintlik 'n lewe van sy eie aangeneem in plekname, name van persone. Hulle het 'n sterk passie gehad vir die woord, moeite gedoen met die Bybel, daarom ken ons daai belangrike mooi manuskripte soos die Book of Kells, die Lindisfarne Gospels, waar jy kan sien met die absolute sorry vir die Engels, intricacy, waarmee hierdie boeke geteken is. Maar tog het die Kelte ook die idee gehad van, daar's 2 boeke. So God praat met ons deur 2 boeke. Die een is die Bybel, dis die klein boek, en die groot boek is die natuur, is die skepping. So daar's 'n sterk waardering vir die skepping as 'n plek waar die ontmoeting met God plaasvind. Julle idee van dat daar's thin places, daar's plekke waar ons baie naby is aan God in die natuur. En dan is daar 'n sterk of 'n baie groot kan mens sê 'n skat van gebede en seëninge wat ons steeds het, en ek gaan van hulle later met ons deel, wat wys hoe hierdie heilige se lewe opgeroep word in die daagliksheid van die tyd. So as jy opstaan, as jy gaan slaap, as jy werk in jou huis, hoe hierdie heiliges tog in 'n sekere sin deel geword het van die daaglikse kultuur. So hier sit ook 'n mooi prentjie van die Book of Kells, baie lekker om in te kleur. So hoe kry ons dan uit hierdie tipe baie ou kerk met baie min geskrewe bronne, hoe kry ons inligting oor mense? Baie maar soos die verhaal van Benedict. 'n persoon neem eintlik 'n persona aan met oorlewering. Van die oorspronklike historiese persoon weet ons eintlik baie min. Ons eerste geskrewe inligting oor Bridget is eers 150 jaar na haar dood geskryf deur 'n monnik, Cogitosus, wat 'n inwoner was van een van die kloosters van Kildare wat sy gestig het. Dis die Vita of Bridget of die Life of Bridget.
Die ander twee bronne wat ons het is die Betubriekte, dit is die Irish Life of Bridget en die Vita Prima. Nou in hierdie 3 bronne wat ons het is daar maar ooreenkomste en daar's verskille, dit het maar baie te maak met die gegewe audience of gehoor van die dag. Maar in al 3 hierdie bronne kry ons toch 'n idee wat iemand wat deur haar gawes die landskap van die vroegste Christelike Ierland gevorm het en ontvorm het. En word sy baie nou, soos enige ander hagiografie, word haar lewe baie nou verbind aan die lewe van Christus. Sodat sy iets van Christus se werk reflekteer in al haar dade wat sy gedoen het. En soos ek sê, mens kan nog steeds as jy dan in Ierland reis, kry jy haar by die naam van 'n well of 'n holy tree of 'n kerk of sulke goed. So sy het met 'n sin deel geword van die landskap. So hoekom 'n hagiografie? Ons het al gepraat, 'n hagiografie is die lewe van 'n heilige. Dit is 'n tipe geskiedskrywing kan mens sê. Ek sê altyd hagiografie sê jou baie meer oor die tyd waarin dit geskryf is, as wat dit vir jou sê oor die persoon oor wie dit geskryf is. So dit gee eintlik vir jou 'n kykie in wat het iemand verwag van iemand wat naby aan die Here leef. En dan gewoonlik is dit daai ooreenkomste met Christus wat ek soos gesê het, die mag oor elemente, iemand wat siekes kan gesond maak, wat dooies kan lewend maak, wat sê dat hulle deel in die mag van Christus, dis nie in hulle self gesetel nie, dit vloei uit hulle verhouding met Christus, en die verlange om hulle lewe op Christus te skoei. Daar's altyd maar onderliggende teologiese en politieke beweegredes, maar dis mos maar altyd in alles. Maar hierdie geskrifte fokus nie altyd op 'n intellek nie. Die hagiografie is gemaak vir die verbeelding. John Richardson beskryf dit so mooi. Hy sê die hagiografie inhabit the realm of poetry, drama, liturgy, dreams, those landscapes where God draw us toward a knowing that does not rest on facts alone. So as ons voor ons nou gaan kom na iets van Bridget self se lewe, is dit nou belangrik om te verstaan wat dan gebeur is. Soos hierdie monnike wat 150 jaar plus of later hierdie verhale van die heiliges in Ierland geskryf het dan in 'n sekere sin die persone se lewens verleng in hulle tyd in. So die monnike word amper hierdie bemiddelaars van hierdie heiliges wat reeds dood is en laat hulle invloed nog verder strek en dan koppel hulle die heiliges aan plekke. Sodat as jy na hierdie plek gaan soos Kildare of een of ander monastery, dan gaan jy eintlik op die spoor van die spesifieke heilige en dit kan vir jou dan ten goeie wees. So dit was eintlik die rol van hierdie hagiografieë van monnike, is om hierdie mense te verbind aan die hede, maar ook aan die toekoms. So dit gee mense 'n bietjie meer insig daarin. Nou, hoe het die Bridget gelyk en die vroegste Ierse heiliges? Beetle het dit so verwoord, was my nogal mooi. This is what made an Irish saint. He or she was a pioneer on the early Christian frontier. En dit is wat Bridget was. Sy het goed daar neergesit wat nog nie daar was nie. En dan praat ek van letterlik. Dus uit geboue, paaie, goed daar geplaas, 'n gebou en geïnisieer wat nie daar was nie. So volgens 'n mengsel van die 3 hagiografieë was haar ouers Broisig en Doepdag. Broisig was 'n slawevrou of 'n handmaiden van Doepdag wat 'n redelike adelike persoon was, soos 'n koning. Sy het weggegaan van hom toe sy swanger was, so Bridget is nie in die adelhuis gebore nie. Maar van die begin af is die storie dat sy baie mooi was en almal met haar wou trou. En toe het sy gebid dat God haar asseblief 'n bietjie leliker moet maak, haar oog het opgeswel, sodat sy haar eie roeping, wat sy geglo het Christus was, net in vrede kon volg. So een weergawe van die verhaal is, toe sy as 20-jarige nou haar eed of haar oath afgelê het om 'n non te word,
en sy haar sluier ontvang het die houtplatform wat vas was aan die altaar groen geword. Om haar te bevestig, haar oog was genees, sy was mooi soos van tevore, maar sy het haar lewe dan gewy aan haar werk. Daar's baie nadruk op haar gasvryheid, wat baie konflik veroorsaak het met haar ouers in die klooster, want sy het eintlik maar net alles weggegee wat sy ontvang het. Sy het nooit enigiets self gehou nie. Haar pa het haar aangekla van holy thieving, want een van hierdie verhale is dat haar pa het aan 'n ander koning toe gevat, want hy kom toe agter maar hierdie dogter van hom is eintlik baie mooi, om sodat die koning met haar kan trou. En terwyl sy buite vir haar pa gewag het, het sy haar pa se baie mooi, deftige, ryk swaard weggegee aan 'n melaatse, en toe haar pa nou uitkom en vra, maar waar is sy swaard? Toe het sy net gesê, maar Christus het dit gevat. En toe die ander koning blykbaar vir Doekdag gesê, truly Doekdag, this girl can neither be sold nor bought. Sy was die stigter van baie kloosters, die bekendste is dan die dubbelklooster vir mans en vroue by Kildara. Daar's ook 'n verhaal van hoe sy hierdie stuk grond by die eikeboom vir haarself toegedig het. Daar was ook 'n wonderwerk daaraan verbonde. Baie vroue het ook al voorbeeld gevolg, maar die belangrike verhale wat heeltyd uitkom is hoe sy waardevolle items verkoop het, hoe sy items in die klooster verkoop het, en hoe sy met tyd gesorg het, dat, ek gaan nou terugkom daarna, dat Kildare dorp wat op sy eie vesting word, wat sy eie biskop gekry het, en dan met tyd het, soos iemand dit verwoord het, hierdie episcopal and feminine sea, like a fertile vine, expanding everywhere in growing branches, spread throughout the whole island of Ireland. Ja, soos jy die Vitas lees, dis baie snaakse stories van hulle. Sy het byvoorbeeld, as sy klein was, koeie moes melk en botter gekarring het sy dit heeltyd uitgedeel vir die arme mense. En dan as sy niks het om van ma terug te vat nie, het sy nou maar gebid en dan het daar meer geword as wat die ander meisies gehad het. Daar's verhale, iemand het gesê dat die hele Vita van Conquitos is eintlik om die leser dwars oor Ierland te vat. Van elke plek het 'n verhaal van Bridget, en dan hoe jy dan oor Ierland reis, en dan op die ouende kom jy by haar, by Kildare, by haar klooster uit, as 'n tipe van 'n ontmoetingspunt. Maar van die verhale is dat sy, haar oes het droog gebly in 'n reënstorm. Sy het 'n nat mantel gehang aan 'n sonstraal. Sy het water in bier verander. Sy het 'n ongewenste swangerskap laat verdwyn. Ek sal nou net terugkom na daai een. Sy het 2 keer 'n rivier geskuif en die vloei daarvan verander. Sy het wolwe gekry om varke op te pas. Sy word beskou as the one who stilled the rain and the wind. Maar wat mens agterkom in die vertellings is die baie van dit reflekteer iets wat Christus gedoen het, maar ook oor hoe die heilige inkom en regtig landskappe verander. So haar arena was die landskap. Sy word voorgehou as 'n baie rustic person. Sy was 'n boeremeisie in vandag se taal. So haar wonderwerke het te maak gehad met melk en botter en koeie en graan en oes en sulke goeders. Maar dis uit hierdie ampere domesticate plek wat sy omgewings verander het. Soos hierdie 3 of 4 aanhalings sê, Richardson sê, a strong domestic quality pervades Bridget's wonderwork. De Waal het geskryf, she has made the mundane the edge of glory. En dan die hele idee van, sy het alles gegee vir die suffering. En dan die feit dat sy gereis en gebou het. So, toe sy nou Kildare begin het, was daar niks. Maar sy het die klooster gebou en die mense wat dan later met tyd vir haar kom besoek het 'n dorpie geword. En die dorpie het op die ouende het sy gesorg dat daar paaie is na die dorp. En die paaie was veilig en mense kon daarop reis. So die hele invloed van die heilige, veral van Bridget op die omgewing. Sy het gereis, sy het gebou, sy het die omgewing verander, maar dit het nog steeds hierdie ampere plaas, 'n landskap, rural gevoel gehad. Sy's die patron saint van
die dairy maids. So die wat moet gaan elke oggend die koeie gaan melk. So daai tipe aan die een kant eintlik 'n baie groot gesag en 'n bouer en 'n rondreisiger, maar aan die ander kant die een wat jou help om die koei te melk. As dit so kan sê. So in 650, dis nou al na haar dood, was Kildare die hoof van 'n groot konfederasie van godsdienstige vestings, daar was baie klein monasteries wat in alle rigtings gestrek het. So dit was haar nalatenskap, hierdie bouwerk wat oor politieke grense gegaan het, wat paaie gebou het en wat die pad reggemaak het vir pelgrims na Ierland. Nou, dis ook verskriklik interessant hoe sy voortleef. So eintlik is die eerste lewe al klare interpretasie in 'n tipiese hagiografie, maar omdat die tipe spiritualiteit van daai tyd, maar ook eintlik maar van Europa, van die vroeë kerk, is 'n baie kan mens sê imaginary spiritualiteit, so mense word ingeweef in groter tapisseries. Richardson skryf dat legends, prayers, rituals and celebrations continue to expand and sometimes complicate a story, adding their threads to the mysterious tapestry of Bridget's legacy. So een van die interessante boeke, gaan nou daaruit quote, is die Carmina Catholica. So die persoon met die genaamd Alexander Carmichael het in die 19e eeu rondgereis in Ierland en hy tekste bymekaar gemaak, tekste, gebede ensovoorts van hierdie amper keltiese spiritualiteit. En hy het byvoorbeeld vertel van die feest, voor Bridget se feesdag, die 1 Februarie, sal meisies byvoorbeeld die koringgerwe bymekaar maak, klein poppietjie maak, dis wat hulle nog steeds in die 19e eeu gedoen het, en dit het Bridjack genoem, en dan het hulle gesing, dit rondgedra, en mense dan vir hulle kos gegee, en die kos is dan gaan uitdeel vir arme mense. En die interessante is ook hoe sy oor die eeue spring, want onthou, in daai tipe van 'n sakrale leefwêreld, 'n heilige leefwêreld, is tyd nie kronologies nie, dis ook nie lineêr nie. Tyd is siklies en die een ding gebeur met dieselfde tyd as die ander ding. Dit is 'n wêreldbeeld. So byvoorbeeld haar feesdag is 1 Februarie, die 2 Februarie is die feesdag in die kerk waar Jesus in die tempel aangebied word. Ons weet ons kry dit in Matteus waar Simon God prys vir die lig van Openbaring wat in Jesus gekom het. So wat met tyd gebeur het is omdat die twee feesdae langs mekaar is, het jy en op die 2 Februarie met hierdie aankoms van die lig van die wêreld is kerse aangesteek en dit is Candlemas en Candlemas is later 'n feesdag. Ek was nou in Skotland laas jaar en toe het vriende van my se seun was op pad na die Candlemas bal toe, so dis nog 'n gegewe. En dan sal Bridget die verskyning maak in hierdie Candlemas legende. Sy sal die een wees wat die kers kom aansteek. Sy sal die een wees wat voor Maria loop. Sy sal die een wees wat Herodes se soldate wegjaag omdat sy 'n krans van kersse op haar kop het. So hierdie idee van 'n heilige wat so impak maak op mense se verbeelding dat sy amper oor tye spring en dan waar sy haarself sigbaar maak is daar waar daar lig is. Lig en gasvry. Dis amper die twee goed wat jy met Bridget kan assosieer. Nou, as mense 'n bietjie meer kritiese studies wil doen, dan is dit interessant, daar's baie gedoen oor dat Bridget ook die naam was van 'n vroue godin, en daar was altyd gevra, was die vroue godin die eerste en dat Bridget eintlik nie bestaan het nie, maar sy eintlik maar net 'n skepping is van dit. Deesdae sal baie mense sê nee, is eintlik andersom. So wat was die invloed van hierdie reedse amper 'n godin in die Ierse mitologie en Bridget? Daar's ook vrae om te sê, maar kom ons beweeg 'n bietjie weg van hierdie Victoriaanse romantiek rondom die Kelte, wat gaan eintlik hier aan? Die interessante ding van die kuisheid, so die feit dat sy regtig, een van die stories is dat sy 'n non, wat 'n oomblik van swakheid gehad het, swanger geraak het, sy swangerskap laat verdwyn het. So hoe werk dit? En dan is dit interessant om te weet, in daai tyd was maagdelikheid iets wat jy kan terugkry. Na penance. So dis ook interessante goed om te ondersoek.
En dat sy ook blykbaar verantwoordelik was vir die sogenaamde Book of Kildare, wat almal van bewus was in die 12de eeu, maar die boek het verdwyn, so ons weet eintlik nie veel van die boek af. So dis net sulke interessante side notes. Maar ek het gedink ek wil net met julle deel 'n paar gebede om mee te eindig. Wat met tyd wat van tyd tot tyd oorgeerf is. Soos hierdie is byvoorbeeld 'n gebed. I'm placing my soul and my body under thy guarding this night, O Bridget, O calm foster mother of Christ without sin, O calm foster mother of the Christ of wounds. So dat Bridget beskryf word as die foster mother of Christ. Interessante beeld. En dan hierdie blessing of Bridget, wat jy in die Carmina Gedilaka kry, jy kry meer as een blessings van Bridget, en hulle het almal nogal hierdie konneksie van shielding. So ek gaan dit vir ons lees. I'm under the shielding of good Bridget each day. I'm under the shielding of good Bridget each night. I'm under the keeping of the nurse of Mary, each early and late, every dark, every light. Bridget is my companion woman. Bridget is my maker of song. Bridget is my helping woman, my choicest of women, my woman of guidance. So dit is amper die rol wat sy ingeneem het in vroue se lewe, to be a companion woman. En toe het ek gedink ek wil net eindig met 'n baie mooi vertaling van Karel Schoeman uit sy digbundel Uit die Iers, wat hy in die 70s, toe hy in Ierland was, het hy van hierdie Ierse verhale en gedigte en seëninge in Afrikaans vertaal, en hierdie is eintlik verskriklik mooi, want dit is een van Sint Brit, soos hy dit noem, en ek gaan dit vir ons lees. Sint Brit het dit gesê: Ek sou graag 'n groot poel aal wil hê vir die koning der konings. Ek sou graag wil hê dat die mense van die hemel dit drink tot in ewigheid. Ek sou graag die vrugte wil hê van geloof en suiwer toewyding. Ek sou graag die rusbanke van die heiligheid in my huis wil hê. Ek sou graag die mans van die hemel in my eie woning wou hê. Ek sou graag vate van die verdraagsaamheid tot hulle beskikking wil stel. Ek sou graag bekers van die liefde wil hê om uit te deel. Ek sou graag kanne van die genade vir die geselskap wil hê. Ek sou graag vrolikheid wil hê om hulle ontwil. Graag sou ek wil hê dat Jesus ook daar moet wees. Ek sou graag die 3 Marias van stralende roem. Ek sou graag die mense van die hemel daar wil hê van alle kante. Ek sou graag 'n lyfeienaar van die koning wil wees, sodat as ek nood ly, hy my sy goeie seën sal skenk. Okay, so dit was nou 'n redelike vinnige inleiding, maar miskien kan ek net afsluit deur te sê dat die interessante van veral hierdie vroeë heiliges, soos in Ierland veral, is dat jy histories van die persoon baie min het. Maar dat jy tog aanvaar dat die dinge wat opgetel word in die geskrifte wat baie later kom, tog die kern is van dit wat mense van iemand onthou. En ek dink die kern wat mense aan onthou van Bridget in die is haar rol in is haar gasvryheid, is haar bouwerk, dat sy goed daar neergesit het, maar is ook haar rol van amper 'n oppasser, van iemand by wie jy kan veilig wees as jy oggend gaan opstaan en in die aand gaan slaap, en dat hierdie kan mens sê amper teenwoordigheid van haar dan net pos gevat het op verskillende maniere deur die verandering van 'n landskap. So dit is eintlik 'n baie mooi voorbeeld van hoe 'n landskap soos Ierland fisies verander het met die koms van die kerk of die Christelike geloof daarna plek. So ek weet nie as daar enige iemand is wat enige vrae het
Is ek bereid om te antwoord? Ek wil nou net kyk hoe ek nou kan stop share. Is dit? Liesel, dis Barnard wat praat. Ek weet nie of ons siggies nou hier gesien gaan kry nie, maar dit is heeltemal reg. Ja, ek wil graag sê hoe ek gevoel het terwyl ek na jou luister. Ek sit hier by die Vrystaatse Noorde Kerkkantoor en ek hoor 'n bietjie jy weet kantoorgeluide hier rondom my en vir my het dit nou net gevoel asof ek vir die eerste keer in 'n lang tyd besef waarom het ek eredienste nodig. So dit het my gevoel hier in 'n besige dag. Ons kom vanmôre van 'n roudiens af by Reddersburg van 'n geliefde dominee en die kantoor is aan die gang en so aan. So om so rustig na jou te luister het my regtig aan eredienste laat dink. So ek wil dankie sê, dit is 'n baie goeie aanbieding. Jy weet die konteks wat jy maak en jy het my baie gehelp. Ek onthou die skok wat ek ervaar het toe ek die eerste keer in 'n ortodokse kerk is en van hierdie vreemde wonderwerke hoor en nou moet ek probeer sin maak daarvan en jy help my daarmee dat die wonderwerke aan Christus gekoppel is en die ding wat jy sê dat die spiritualiteit in daardie tyd verbeelding gehad het. So uit die aard van die saak moet ons nou vir onsself sê, jy weet hoe arm ons aan verbeelding is as dit by ons spiritualiteit kom. So daai help my vreeslik baie. Ek het Anam Cara gelees en gedink ek weet iets van die Keltiese spiritualiteit, maar jy maak dit soveel breër en oper, so dankie vir jou aanbieding. Ja, ek as iemand iets wil vra, is hulle welkom. Yes. Hi Liesel, dankie. Ek wonder sommer net oor ek het altyd die indruk gehad ook hierdie Keltiese tradisie en kerk het half onafhanklik van dit wat in die Romeinse Ryk weer plaasgevind het, gegroei en ontwikkel. So daarom is dit nogal anders, jy weet, en kry ons hierdie ander eienskappe of karaktertrekke binne in dit. Ek wonder sommer net, jy weet, met goed wat so laat geskryf is ook, ek sien nou, ek sommer gou gekyk na die Lindisfarne Gospels, is ook redelik na Bridget se tyd geskryf. So het jy enige idee, wat was die boeke, was daar, jy weet, het hulle 'n idee van 'n kanon gehad, goed wat vir hulle belangrik was, wat hulle gevolg het, of was dit eintlik maar praktyke en gewoontes? Ek wonder sommer net daaroor. Ja, nee, ek bedoel daar was daar biskoppe gekom, daar het synodes gekom. Ek dink een van die goed wat Desa nogal in die navorsing bekyk was, daar was 'n bestaan met die romantiese idee van hulle was indigenous Christendom, verstaan, los van die Romeinse Ryk en nie beïnvloed nie en dat hulle eintlik vir amper 'n lang tyd so aangegaan het en wat dan weer weerspreek word deur ander mense wat sê nee, met die tyd toe hulle wel biskoppe gehad het, was hulle onder die Engelse invloed en die Synod of Whitby en die persone wat daar aangekom het tog met 'n tipiese katholieke insig daar aangekom. So ek is self nie lekker seker wat daar gebeur nie, maar ek dink wat wel is anders as ander plekke is dat jou die plek waar jy geland het was nie reeds Romeins nie. Verstaan, so jy het nie ingekom in 'n area waar daar reeds 'n Romeinse kultuur is en dan het jy gevestig as 'n Christelike kerk binne 'n Romeinse kultuur nie. Jy het gevestig binne in eintlik amper 'n tipiese pagan culture, as mens dit so kan sê. En dat en dan het boeke ander element aangeneem. So ek het nou eendag ook gelees dat boeke is ook gesien as gateways. So daai ding van 'n baie sterk ervaring dat beide die natuur en daai mooi skrif, dis kom hulle so moeite gedoen het daarmee,
eintlik 'n thin, as ek nou Engels kan praat, 'n thin veil is, 'n dun sluier is wat my eintlik in aanraking bring met God. So dis nie 'n teks om te lees en te, wat sê met die woord, interpreteer nie. Dis 'n ontmoetingsplek. As dit sin maak. En ek dink daar het hulle maybe anders beweeg as byvoorbeeld sê nou maar Benedictus nie baie later as dit nie, waar die teks iets was wat jy gehoor het en mee gebid het. Hier het die mooi tekste plekke geword van Gods ontmoetings, want die sacred is oral. Dit is wat die Keltiese tradisie nogal interessant maak. Die heilige is oral en die veil tussen die wêreld en die goddelike wêreld is eintlik party plekke nie daar nie. So daai erkenning van heiligheid, en dis hoekom hulle moeite gedoen het met daai boeke en hulle eie, kan mens amper sê, kuns daarin gewerk het. As jy ooit probeer om een van daai Keltiese goedes in te kleer, daai wat lyk wat so in mekaar geweef is, jy dink jy begin met die ene, jy gaan nou in 'n oorgaan in 'n ander kleur, maar jy kom altyd agter dit is alles heeltyd aan mekaar geconnect. So. Liesel, as ek mag, Johan van die Heever, dankie inderdaad vir die aanbieding. Ek lei af, saam met die antwoord wat jy nou gegee het, dat sy het nooit 'n lewensreël self geformuleer nie. Dit was na alle waarskynlikheid te vroeg dat sy self sou geskryf het. Ek aanvaar sy het self nie kon skryf nie. Ja, ek weet, ons is nie seker daar, maar eintlik was dit die monnike wat vir die eerste keer die taal, onthou die Keltiese taal, die amper die eerste spreektaal, was nie 'n geskrewe taal nie. Ja. So die lewens, haar Primia Vitas wat geskryf is, was in Latyn geskryf, maar na tyd het vir die eerste keer was die monnike die mense wat die orale of die mondelinge oorlewerings net van die eerste tradisies op papier gesit het. So nee, ek dink die skryf was nie 'n kan my sê 'n gegewe nie. Maar dat daar moet een of ander soort van 'n regulering was, tog. Want daar was 'n biskop, daar was 'n klooster, daar was reëls, soos daai vrou wat daai non wat nou swanger geraak het, daar moes een of ander vorm van tug gewees het, kerkreëls, daar goed, maar ons het nie dit enigsins oorerf, nie van haar tyd nie. Ja. As ek mag, ek aanvaar Patrick het uit Egipte uit die tradisie uit die aard van die saak oorgedra Nederland toe. Patrick was 'n slaaf, 'n Romeinse slaaf, wat gegaan het na Ierland. Ek is nie seker, ek dink nie hy kom uit Egipte uit nie, ek moet dit double check. Ek weet net hy was 'n Romeinse slaaf wat Ierland toe gegaan het. En selfs as Colombo. In daai tyd was daar al Christelike gemeenskappe in Italië en Frankryk ensovoorts, maar hulle het nie dieselfde kloostergemeenskap gehad as wat jy in Egipte gehad het nie. Dankie. Okay. Ek wonder sommer net ook, ek hoor onlangs in 'n podcast sê hulle dat jy weet die kerk het 'n platform gegee vir baie van hierdie vrouens, dink nou aan Teresa. Was dit soort van ek wil amper sê, was daar ander stories van vrouens wat belangrike rolle gespeel het, wat helde was, jy het verwys na die idee dat daar 'n godin was wat nou verchristelik is. Was dit ook in die kultuur gewees of het die kerk gehelp om iemand soos Bridget, jy weet, ek weet nie, is 'n persoon. Nee, dis ook 'n interessante vraag, want dis ook een van haar goeders, daai amper Victoriaanse herskep van die Keltiese
heiden, moet kan mens sê amper Ierse voorchristelike heidendom het baie gefokus daarop, ja, dit is 'n omgewing gewees waar vroue godinne en vroue eintlik 'n baie sterk rol gehad het en dis net opgetel deur Christelike geloof. Navorsing wys dit was nie so nie. Ierland was maar net so patriargaal soos die meeste ander in daai omgewing. Maar dat daar kan mens sê 'n erkenning was vir 'n tipe van 'n heiligheid. So dis nie laat sê daar is meer as een heilige in Ierland wat 'n vrou is. En hulle almal, maar dis nie dat Ierland meer proun was tot vroue nie. Daai ding is deur die meeste antropoloë verwerp. Ek dink net wat gebeur is as jy anders as ek dink in baie ander omgewings, as jy eintlik 'n beperkte omgewing het waar jou verhale langer onthou word en plekke na jou vernoem word en strukture na jou vernoem word, dan kan jou storie ook nie verdwyn nie. Maar as jy 'n vrou was in 'n area waar jou verhaal miskien nooit neergeskryf is nie of nie onthou is nie of die stories nie oorvertel nie, want daar's niks wat jou eintlik herinner aan daai vrou nie, kan daai vrou se storie baie maklik verdwyn. Maar Bridget, die feit dat sy het 'n vesting nagelaat. Daar's 'n vesting, daar's 'n gebou, daar's paaie, daar's 'n dorp, daar's 'n klooster. En dit was 'n gedeelde klooster. En is iemand uit haar klooster uit wat 150 jaar later haar stories skryf. Eintlik kan mens vra, gaan dit dan oor haar of gaan dit oor die klooster? Om mense te lok, pelgrims aan die klooster, dit kan ook waar wees, maar sy het iets gelaat wat jy nie sommer net kan sê, maar dit was nie daar nie. En ek dink dit speel 'n rol. En wat se tipe materiële goed mense nalaat, wie word onthou, wie word nie onthou nie. Ek wil net daar ook sê, omdat ek nou my naam afkry, waar dit kom van Ierland af, baie interessant. Ek gaan gou my skerm share. Jy kry 'n St. Bridget's Cross. Ek weet nie of julle dit weet nie. En hulle het op die aand van die 31ste altyd die cross het hulle geweef. En die gesin saamgesit en dan was dit nou die seën op die nuwe jaar of op 'n nuwe huis afgebid altyd. So jy kry nou nog in Ierland hierdie kruise te koop of mense wat dit sit in vleg. Dit was vir my baie interessant geweest. Ook haar nalatenskap. Ja, nalatenskap. Liesel, die hele idee van hoe 'n mens 'n invloed kan hê op jou omgewing. So die verhaal van die paaie is nou regtig baie interessant, wat mense vergeet skoon, jy weet dat daar nou nie paaie was nie, en dat dit oor, bly ek nou af, pelgrimstogte sou gegaan het, jy weet, so daai paaie. Jy weet, ons wat so omtrent in hierdie land daagliks oor paaie, jy weet, sal kla, het dit iets vir ons vir nou, jy weet, daar invloed wat sy op die omgewing gehad het, die imagination wat sy gehad het, baie groter as dit, en wat mense se lewe prakties verander het. Dit moet mos, jy weet, my vraag is eintlik, wat vat ons nou in Suid-Afrika van Bridget? Die interessante is dat iemand, een skrywer het opgemerk, dat baie keer word ander heiliges onthou, veral vroue ook, vir hulle sterk askese. Jy moet amper daai liggaamlike opofferings wat hulle gemaak het terwille van Christus. So jy onthou hierdie verhale, maar Bridget is die teenoorgestelde. So sy word onthou vir die daagliksheid van haar wonderwerke. Wat inspeel in die omgewing waar sy was. So dit was 'n plaasomgewing, almal was boere. So as die wolf die skape eet, dan het die wonderwerk iets te maak met die wolf
of met as die koei nie wil melk gee nie, het die wonderwerk iets te maak met die koei. Of die so as jy al goed gaan lees, ek nou nie as al goed wat sy gedoen het vertel nie of sogenaamd gedoen het nie, maar dis verskriklik kontekstueel en dit spreek in op die mense se waar hulle is, wat hulle behoeftes was in 'n baie kan jy sê agricultural tipe omgewing. En dan en dan hierdie pelgrimstogte en die begin van kloosters en gemeenskappe en dat hierdie gemeenskappe in 'n sekere sin dan het sy gesorg dat dit veilige spasies is vir mense. En mense daarin gestroom want daar word in hulle daaglikse behoeftes voorsien. En ek dink daai ding is vir my was vir my mooi. Dis nie die goed wat sy gedoen het was nie los van haar konteks nie. Dat as die mense afhanklik was van melk, dan wonderwerke melk gegee. So ek dink die mense kan 'n bietjie daaroor dink in ons eie land van hoe amper kan mens sê pragmaties is ons in ons kerk wees. Wat aansluit by dit waarvan mense hulle lewens maak. As ek dit so kan stel. Dis maar net wat vir my ook opgeval het in haar, dat die eenvoudige mense van daai tyd wat daagliks moes oorleef van boerdery, gevoel het hulle kan vir haar vra na sy dood is al as 'n heilige om in te tree in daai basiese daaglikse van die lewe, die alledaagse. Goed, as niemand hulle skerms aansit nie, Liesel, dan wil ek vir jou baie dankie sê. Kyk waarmee ons hier werk is met ons roots, nee, jy weet, is ons wortels. Hierdie is nou 500 jaar na Christus en is eintlik wortels wat ons amper glad nie ken nie. Jy weet, ons kerkgeskiedenis werk tot by die reformatie en daarvandaan het ons 'n klomp inligting en so aan. So hierdie is dikwels vir ons vreemd, maar mense het so 'n gevoel dat dit ook baie nodig is. En ja, ek kan nou dink dat Bregeman praat nou van imagination, jy weet, en prophetic imagination en finally comes the poet, jy weet, en daai so daar is mense wat dit probeer herwin, jy weet, goed wat sy op die tafel gesit het, maar ons is regtig arm aan 'n klomp goed, en jy is 'n bietjie 'n vaandeldraer, jy weet, uit die persone uit, om 'n klomp goed te herwin, so ek wil vir jou dankie sê daarvoor. Ja, ek dink ons is geneig om, as ons sy hagiografie lees en te sê, maar dit maak nie sin nie, op 'n sekere level maak dit nie sin nie. Maar dat ons verstaan dat wat 'n hagiografie doen of die lewe van 'n heilige is om iets van die altyd teenwoordigheid van Christus net te vertel. Dat in 'n sekere sin word die mense herinneringe dat Jesus nou nog of Christus nou nog deur mense werk. Ek dink dis wat dit wil doen. So en baie keer is dit in moeilike omstandighede wat hierdie heiliges gewerk het. So dit gee hoop dat God is nog present en daarom gebruik jy amper poetry en drama en vreemde verhale van iemand wat 'n rivier skryf. Maar as mens nou dink, wat moes die gehoor hoor? Die gehoor moes geweet het dat daar mense is wat nog kontak het met God. So as daar mense is wat nog kontak het met God, is ons okay. As ek dit nou so kan sê. So miskien het ons ook soms so 'n bietjie sulke verhale nodig om ja, net herinner te word. So. Baie dankie aan almal wat dit bywoon. Ek het gesien daar was so 30 en ons het omtrent almal gebly, so dit sê ook iets, Liesel. En dis 'n lekker groep om weer saam te reis. So sien julle volgende kwartaal. Jy kan so sinnetjies sê oor die volgende een, Liesel?
Ja, volgens die program praat ek oor Bernardus van Clairvaux. Middeleeue, belangrik omdat hy amper 'n voorstander is wat vir ons praat van affektiewe mistiek. En ons weet ook dat Andrew Murray bewuslik op Wellington se huis Clairvaux genoem het. So wat hy daardeur wou sê, weet ons nie. So Bernardus van Clairvaux was 'n komplekse figuur. Hy was aan die begin hy was agter die kruistogte aan die een kant en aan die ander kant het hy hierdie ongelooflike mistieke tekste geskryf rondom Hooglied. So baie komplekse persoon, so ons gaan bietjie stil staan by hom iewers in die derde kwartaal.